In 'n eksperiment oor die foto-elektriese effek is die frekwensie van die invallende lig hoog genoeg om die verwydering van elektrone vanaf die oppervlak van die metaal te veroorsaak. Die aantal elektrone wat vanaf die metaaloppervlak vrygestel word, is eweredig aan die korrekte antwoord is B, die aantal invallende fotone. Kom ons kyk na ons vergelykings en dan evalueer ons antwoorde. A, die kinetiese energie van die elektrone. Die aantal elektrone wat vrygestel word, het niks te doen met die kinetiese energie van die elektrone nie. Ons kan die energie verhoog. Die arbeidsfunksie is 'n konstante. Hoe meer energie die invallende lig het, hoe hoër is die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde elektrone. Maar dit vermeerder nie die aantal elektrone nie, dit verhoog net die kinetiese energie van die reeds vrygestelde elektrone. So A is verkeerd. Dan C, die arbeidsfunksie. Daardie hou verband met die druppelfrekwensie. As daar genoeg energie is in die lig wat die metaaloppervlak tref, dan word daar elektrone vrygestel. Nou as daardie energie meer is, al wat gaan gebeur is, die maksimum kinetiese energie gaan verhoog, maar dit gaan nie lei tot 'n verhoging in die aantal elektrone wat vrygestel word nie. So C is verkeerd. D, die frekwensie van die invallende lig. As die frekwensie hoër is die energie hoër. Al wat gaan gebeur is, die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde elektrone gaan weer eens verhoog. Daar gaan nie 'n toename wees in die aantal elektrone wat vrygestel word nie. So die korrekte antwoord is B. Onthou, vir elke foton wat die metaaloppervlak tref, word daar 1 fotoelektron vrygestel. Daardie verhouding is 1:1. So die aantal invallende fotone is direk eweredig aan die aantal vrygestelde fotoelektrone. En dit hou verband met B.